Hallo maatjies. Vandag gaan ons die storie van Jan en die boontjieplant lees. Sit en raak rustig. Eendag lank gelede was daar 'n seentjie met die naam Jan. Hy en sy ma het alleen gebly en was baie arm. Sy ma was altyd hartseer omdat hulle nie geld gehad het nie. Maar wat moes Jan doen? Jan se ma het hom gevra om hulle laaste koei na die mark toe te vat en te verkoop vir so 'n bietjie goud en die goud te gebruik om so 'n bietjie kos te koop. Jan tot die rede, het Jan gesê. Maar op pad na die mark toe ontmoet Jan 'n ou oom. En die ou oom het gesê hy het wonderboontjies. Wonderboontjies tog Jan? En al waaraan Jan kan dink is 'n skatkis vol goud en juwele. En toe ruil Jan hulle koei vir wonderboontjies. Maar toe Jan by die huis kom, was sy ma woedend kwaad. Sy vat die boontjies en gooi dit by die venster uit en stuur Jan reguit na sy kamer toe. Jan het baie hartseer daai aand gaan slaap. Die volgende oggend, toe Jan wakker word, toe sien hy iets massief buite sy kamervenster. Wat is dit, het hy gewonder. Hy stap toe nader en sien dit is 'n groot boontjieplant. Boontjieplante moet boontjies hê, dog hy toe. Hy begin by die boontjieplant opklim en hy klim hoër en hoër, maar hy sien nie 'n enkele boontjie nie. Hy dog toe by homself, waar is die boontjies? Maar Jan bly op en opklim. En toe Jan heel bo kom, weet julle wat hy toe sien? 'n baie groot kasteel wat net daar op die wolke dryf. Wow, sê Jan. Ek gaan moet nader gaan. En toe Jan by die deur kom, besluit hy om te klop, net om te hoor, wat soek hierdie kasteel hier op die wolke? Die deur het stadig oopgegaan en daar staan 'n reuse vrou. Die reuse vrou vra toe vir Jan, wat soek jy hierso? Hy verduidelik toe, hy is op soek na kos. Hy het al die pad tot hier gesoek, maar niks gekry nie. Sy nooi hom toe in en gee hom 'n broodjie. Maar toe hoor sy ietsie en sê vir Jan, klim in die kas en moet nie 'n geluid maak nie. Bly baie stil. En toe hoor Jan die reus. Die reus sê, Fie, fai, fo, fam, ek ruik die bloed van 'n klein ene. Nee, sê die vrou, dit is net ribbietjies. Die reus begin toe al die ribbietjies een vir een opeet. Toe hy klaar al sy ribbietjies geëet het, roep hy vir sy skatkis en hy tel sy goud een vir een. Maar terwyl hy besig was, het hy in die slaap geraak. En Jan, hy klim toe uit die kas uit, baie stil, klim op die tafel en steel een sakkie goud en gaan al die pad terug huis toe. Toe hy by die huis kom, vertel hy sy ma van die kasteel en wys vir haar die goud. Sy het nie gedink die kasteel was regtig nie, maar sy was bly dat hulle bietjie goud het. Maar
Die goud het nie lank gehou nie. Kort daarna het die goud opgeraak en toe is Jan se ma weer hartseer. Wat moet Jan nou doen? Natuurlik moet hy weer die boontjieplant opklim. En op gaan hy, al die pad tot in die kasteel. Hy klim in die kas en wag vir die reus. Die reus sê: "Fie, fai, fou, fam, ek ruik die bloed van 'n klein ene." Nee, dis net burgers, sê die vrou. Die reus eet toe al die burgers op. Toe die reus al die burgers opgeëet het, roep hy vir sy towerhen. Sy towerhen het goue eiers gelê. Terwyl hy wag vir die hen om eiers te lê, raak hy toe weer aan die slaap. Jan klim toe saggies uit die kas uit, spring bo op die tafel en loop verby al die goue eiers en vat die hen en gaan al die pad terug huis toe. Toe Jan by die huis kom, toe wys hy die towerhen vir sy ma. Sy ma was baie bly. Hulle sou nooit weer bekommerd gewees het oor goud nie. Maar gulsigheid is 'n snaakse ding en op by die boontjieplant is Jan weer, al die pad tot by die kasteel. In die kas wag hy toe. Kort daarna kom die reus in en die reus sê: "Fie, fai, fou, fam, ek ruik die bloed van 'n klein ene." Nee, dis net takos, sê die vrou. Die reus eet toe al sy takos op. Daarna toe roep hy vir sy wonderharp. Die wonderharp het self gespeel. Jan kon nie sy oë glo nie. Ja, hy soek dit. Die reus het kort daarna weer aan die slaap geraak. Jan klim toe saggies uit die kas uit, spring bo op die tafel en gryp die harp en begin wegloop. Maar toe gaan die harp se alarm af en die reus sê: "Fie, fai, fou, fam, ek ruik die bloed van 'n klein ene. En daar is jy." Jan begin toe hardloop en hy hardloop reg oor die wolke terwyl die reus agter hom aan is. Af by die boontjieplant gaan Jan vinniger en vinniger. Toe hy onderkom, toe kry hy 'n byl en begin kap aan die boontjieplant. En hy kap, en hy kap, en hy kap tot die boontjieplant begin kreun en toe begin die boontjieplant val en die reus val saam met die boontjieplant. Toe die boontjieplant op die grond lê, spring Jan bo op die boontjieplant om te sien waar die reus is. Maar die reus is nêrens. En Jan en sy ma het vir ewig gelukkig gelewe. Die einde. Maatjies, wat is die les van die storie? Die les van die storie is: wees gelukkig met wat jy het. As jy van die storie gehou het, druk asseblief op die duim knoppie. Ek sien julle weer gou. Bye bye.